Goeiemôre. 'n Nuwe dag het aangebreek. Wat gister ook al mag gebeur het, lê nou agter jou rug. Dis water onder deur die brug, onherroepelik verby. Voor jou lê egter 'n nuwe dag, 'n dag vol genade, vol hoop, vol verwagting, 'n dag vol nuwe geleenthede. Ek wil jou uitdaag, stap hierdie nuwe dag tegemoet met geloof, vertroue in 'n onwankelbare God. Want die God wat jou gister deurgedra het, is ook die een wat jou vandag sal deurdra. Kom ons hou ons oë gefestig op die Here Jesus in hierdie dag en mag hy jou seën en sy guns oorvloediglik op jou uitstort, ook in hierdie nuwe dag. Ek wil graag saam met jou lees uit Lukas 19 en wel vanaf vers 41. Die woord van die Here sê vir ons die volgende: en toe hy naby kom en die stad sien, dit is nou Jerusalem, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien. Hier is 'n geleentheid, iets wat hulle moet raak sien. Nou sê hy, maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Wat 'n verklaring. Die gunstige tyd toe God jou besoek het jy nie opgemerk nie. Die geleentheid is onherroepelik verby. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, bedekte oë wat nie sien nie. Daar is iets aangrypends aan hierdie toneel wat hier afspeel. Jesus staan op die hange van die Olyfberg en dan kyk hy oor Jerusalem. En die woord van die Here sê, terwyl hy oor Jerusalem kyk, ween hy oor die stad. Dit wat Jesus so aangegryp het, was nie die stad as sulks nie, want hy het geweet dat dit verwoes gaan word. Hy ween egter oor die lot van die inwoners, hulle onvermoë om die gunstige tyd van sy besoek raak te sien. Sy trane gaan nie oor die stad se mure nie, maar oor die harte van hulle wat daar binne die mure woon. Hy ween omdat mense kosbaar is vir hom. Ek wonder baie keer of daar nie ook dalk 'n traan in sy oë glinster wanneer hy na ons kyk en hy sien raak hoe ons die geleenthede wat hy ons bied, dat ons dit miskyk nie. Hy sien die potensiaal en die uitnodiging is daar. Die vrede wat God bring. En hy sien hoe dit by hulle verbyglip. Ongesiens. Hulle ontvang dit nie. Jesus se besoek aan Jerusalem was God se begunstiging van Jerusalem met sy liefde en neerbuigende genade van verlossing. Die pyn van Jesus is nie dat mense hom verwerp het nie, maar dat hulle die gunstige tyd van God se besoek nie opgemerk het nie. Met ander woorde, God het gekom, maar hulle het dit nie raak gesien nie. God het gepraat, maar hulle het nie geluister nie. God het vrede gebring, maar hulle was hardkoppig. Hulle was op 'n plek waar ons sy genade verwerp het.
Wat is die dinge wat tot jou vrede dien? Ek glo, dis 'n hart wat kan hoor. Vrede begin nie by omstandighede nie, maar by 'n hart wat oop is vir God se stem. 'n Hart wat sê, Here, praat, ek wil verstaan, ek wil hoor wat U vir my sê. Here, open my oë sodat ek kan raak sien die geleenthede wat U my bied. Weet jy, niks steel vrede soos onvergewensgesindheid nie. Niks herstel vrede soos vergifnis nie. Jesus bring vrede deur sy kruis. Maar hy laat ons ook toe om vrede te leef deur ander te vergewe. Gehoorsaamheid aan die wenke van die Heilige Gees. Die Gees fluister dikwels sagter as die geraas rondom ons. Vrede kom wanneer ons die innerlike fluistering van die Heilige Gees hoor en dit gehoorsaam. Wanneer God praat, wanneer daar die gunstige tyd daar is en ons slaan ag op God se stem, bring dit vir ons vrede, rus en kalmte. Dalk sê die Heilige Gees vir jou, jy moet iemand skakel, jy moet iemand bel. Doen dit. Los daardie dinge waarmee jy besig is en reageer op God se stem. Gaan maak reg. Wanneer daardie stem vir jou sê, jy moet gaan regmaak, jy moet gaan vergewe. Moenie terugkap nie. Moenie op jou perdjie spring nie. Jy sien, dis hierdie dinge wat ons doen in gehoorsaamheid aan God se woord, wat vir ons vrede bring. Die bewuste teenwoordigheid van Christus, wanneer jy hom in jou dag innooi, nie net in jou nood nie. Wanneer hy welkom is te alle tye, wanneer die gunstige tyd daar is, kom daar vrede, wat ek en jy eintlik nie kan verwoord nie. Nou wil ek dit onder jou aandag bring. Nie die afwesigheid van storms nie, maar die teenwoordigheid van die een wat die storm stil maak, bring die verskil in ons lewens. Die een wat die storm kan stil maak, want storm sal daar altyd wees. Wat kan as gunstige tye beskou word? Die Bybel wys dat God se besoeke nie altyd dramaties is nie. Soms is dit so alledaags, maar ons kyk dit mis. Gunstige tye is dikwels die oomblikke van oortuiging. Wanneer jy voel, ek moet iets gaan regmaak. Daardie ongemak is nie veroordeling nie. Dit is 'n besoek van God deur sy Gees in jou lewe. Wanneer hy met jou praat, wanneer hy jou uitdaag tot gehoorsaamheid. Daar is soms daardie seisoene van stilte, van rustigheid. Wanneer dinge skielik so bietjie stadiger gaan. Of jy kry onverwags tyd om iets te doen wat jy voorheen nie kon doen nie. Dit is dikwels in daardie oomblikke dat God vir jou sê, kom so 'n bietjie nader na my toe, kom sit hier by my, ek wil met jou praat en ek wil met jou deel. Ek wil my liefde opnuut aan jou bevestig. Hierdie gunstige tye mag dalk die stem van 'n vriend of 'n vriendin wees. Dalk 'n boodskap, 'n teksvers, 'n preek, 'n gedeelte uit God se woord. Ja, God gebruik mense en woorde om jou aandag te vang.
'n gunstige tyd is wanneer iets in jou binneste sê, hierdie boodskap is spesiaal vir jou. Slaan ag daarop. 'n Gunstige tyd is ironies genoeg baie keer ook 'n krisis of 'n breekpunt. Ironies genoeg is dit dikwels die plek waar God die hardste klop. Wanneer jy daardie storm beleef, dis nie om jou te breek nie, maar om jou te bou. Om weer jou aandag op hom te vestig. Dis nie om jou te straf nie, maar juis om jou te red. 'n Gunstige tyd. 'n Geleentheid om te verander. Elke keer wanneer jy die kans kry om anders te kies, meer liefdevol op te tree, meer nederig te wees, meer gehoorsaam te wees. Dit is gunstige tye, wanneer God jou besoek met sy genade. Jesus huil nie oor mense wat struikel nie. Hy huil oor mense wat nie raak sien dat God naby is nie. Dat God teenwoordig is, dat hy vir hulle iets wil doen nie, dat daar 'n boodskap is waarna hulle moet luister nie. Die uitnodiging van Lukas 19 is eenvoudig, maar dringend. Moenie die dinge miskyk wat tot jou vrede dien nie. Moenie die gunstige tye van God se besoek laat verbygaan nie. Hy kom steeds in jou dag, in jou gedagtes, in jou verhoudings, in jou keuses, in jou stil oomblikke. Gunstige tye. Die vraag is nie of God jou besoek nie, die vraag is, sal jy dit opmerk? Sal jy dit raak sien, of is jou oë dalk bedek? Sien, as ons oë bedek is, sien ons nie die gevaar raak van die oomblikke nie. Hoor ons dalk nie die waarskuwing wanneer die Heilige Gees met ons praat nie. As jou oë bedek is, sien jy nie die gevaar nie, maar ook nie die geleentheid nie. Blindheid steel nie net jou sig nie. Dit steel ook jou onderskeidingsvermoë tussen dit wat reg en dit wat verkeerd is. Bedekte oë lei tot verkeerde afleidings. Wanneer jy nie duidelik sien nie, begin jy raai. Jy kry slegte vermoedens, negatief. Jy vrees. Onsekerheid word jou gids en dit lei selde tot die regte rigting. Ek wil afsluit. As jou oë bedek is, sien jy net duisternis raak. Jy raak swaarmoedig, al is dit lig buite. Soms is die probleem nie die wêreld nie, maar die sluier oor jou hart. Lig is nutteloos vir iemand wat nie kan sien nie. Ek wil vir jou vra vanmôre, sien jy God se lig? Sien jy sy woord raak? Is dit 'n lamp vir jou voet? Sien jy die geleentheid raak, die gunstige tyd wat God jou bied? Hierdie dag is God se gunstige tyd. Wanneer hy jou besoek, slaan ag daarop, want dit sal tot jou vrede dien. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U ons steeds besoek, dat U steeds bemoeienis wil maak met ons as mens. Groot en wonderlik is U, waardig om aanbid te word. Mag ons U goedheid, U guns en U genade nie net raak sien nie,
maar dat ons dit sal ervaar op 'n wonderlike wyse en daardeur U ook verheerlik. Ons wy hierdie week wat voorlê aan U toe. Dankie dat U met ons is en dat U ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Eer, lof en dank aan U tot in alle ewigheid. Amen. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop.